Vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre kan saam wees rondom sy woord. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Wonderlik om te weet dat die Here die nagte vir ons gee om te slaap, om so 'n bietjie ons batterye te herlaai, om net weer krag te hê vir die nuwe dag wat voorlê. En die gebed van my hart is dat die Here vir u baie ryklik sal seën in hierdie dag. Dis daarom Vrydag, die naweek lê voor en dat hierdie naweek vir u ook 'n besondere naweek sal wees, waar u hart sal voorberei vir die erediens en dan ook u kragte sal vernuwe vir die week wat voorlê. Nou vriende, ons gaan vanmôre oor 'n baie besondere gedeelte praat en dit gaan oor meer kosbaar as silwer en goud. Nou ons beleef 'n tyd, vriende, waar goud en silwer vir mense baie kosbaar is. Ons weet mense spandeer baie ure, baie tyd, baie geld daaraan om hierdie dinge bymekaar te maak. Goud, silwer, huise, karre, meubels, vakansiehuise. En mense probeer akkumuleer, mense probeer bymekaar maak. Party mense oorleef net, ander mense word baie ryk, ander mense verarm, maar die meeste mense se doelwit elke dag is om goud en silwer bymekaar te maak, geld. Hierdie dinge wat die Bybel vir ons sê deur mot en roes sal verniel. En die minste, sê die Bybel vir ons, is besig om te jaag en te soek na hierdie kosbaarste skat wat denkbaar verkry kan word, en dit is die Here Jesus Christus. Ek wil u neem na wat die Bybel vir ons sê in Filippense die 3de hoofstuk. Die apostel Paulus sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as direk beskou het, om Christus as wins te verkry. Nou wat gebeur hier? Die apostel Paulus praat vanuit alles prysgegee om Christus as wins te verkry. Nou, vriende, die apostel Paulus het 'n baie rooskleurige toekoms gehad. Die Bybel sê vir ons, hy was 'n baie geleerde man, hy het aan die voete van Gamaliel geleer, hy was 'n leier in die Fariseërs. Hierdie man was 'n man wat regtig 'n rooskleurige toekoms tegemoet gegaan het. En toe ontmoet hy die Here Jesus Christus en toe besef hy dat alles op hierdie aarde moet hy as drek beskou terwille van Christus om hom as wins te verkry. En vriende, ons sien hoe Paulus sy lewe gewy het aan die Here. 3 sendingreise wat hy onderneem het, die geweldige ontberinge wat hy deurgemaak het. En kosbaar om te sien dat ons vandag ook die vrug is van Paulus se arbeid en die apostel se arbeid en die eerste gemeente daar in die Bybel se arbeid, toe hulle Christus as wins verkry het. En vriende, hoe is dit op ons van toepassing vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê, as jou lewe bestaan uit die bymekaar maak van aardse dinge, en dis jou prioriteit, en dis waaroor jou gedagtes gaan, en jou ure aan verwyl word, dan wil ek vir jou sê, is op verkeerde pad. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en ek lees net gou vir u, daar staan in Matteus 7, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat aan die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hoekom is daar min wat dit vind? Vriende, omdat mense dink dat Christus eintlik maar 'n spaarwiel is. Verskoon die platvloerse uitdrukking. Christus is maar net so, soos 'n Kersvader, as kom nodig het, dan vra ek van hom 'n paar goedjies, as hy dit vir my gee, is dit weer okay, dan gaan ek aan met my lewe. En die Bybel sê vir ons net die teenoorgestelde. Christus is die skat wat ons moet bekom. Hy is meer kosbaar as goud en silwer. Alles wat ons bymekaar gemaak het op aarde, sê die Bybel, sal hier agter bly. Daarom lees ons in Matteus 13 hierdie baie besondere gelykenisse wat vertel word. Daar staan verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. U sien, hierdie man vind hierdie skat wat verborge is, hy gaan verkoop alles en hy koop daardie land om daardie skat te verkry. Dit het vir hom 'n geweldige prys gekos, maar hierdie skat was meer kosbaar as alles wat hy moes prysgee. Vers 45 sê verder, is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en hy koop dit. U sien, dit is Christus. Hierdie skat en hierdie parels, niemand anders as Christus nie. En daarom pleit ek by jou dat jy vanmôre sal seker maak, jy het Christus as skat verkry. Want u sien, dis hy wat nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die ewigheid vir jou meer kosbaar as goud en silwer sal wees. Christus word die liefling van ons siele. Elke dag draai om hom. As ons gaan werk, doen ons dit tot sy eer. As ons 'n inkomste kry, dan spandeer ons dit tot verheerliking van sy naam en sy koninkryk. Ons lewe op so 'n manier dat ons God welbehaaglik is, want hy is hierdie kosbare skat. Ek lees daar in Lukas 15 van 3 gelykenisse. Dit praat van die gelykenis van die skaap, die gelykenis van die penning en die gelykenis van die verlore seun.
Maar as een iets wat uitstaan in al drie hierdie gelykenisse, vriende, en dis die blydskap wat daar ervaar is. Die Bybel sê vir ons, toe daardie verlore skaap gevind is, sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat hierdie man sy bure geroep het, en daar was groot blydskap gewees. En hierdie vrou wat haar een penning verloor het, toe sy uiteindelik hierdie penning gekry het, sê die Bybel, roep sy haar vriendin en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. En die hele gedagte wat weer eens hier uitgebeeld word, is die blydskap, wanneer Christus my siel kom red. Wanneer hy my uit die duisternis oorbring na sy wonderbare lig. Wanneer hy my die koninkryk van Satan oorbring in sy heerlikheid. Wanneer hy as vyand van my vriend word. Wanneer hy as regter my redder word. En ag vriende, ek pleit by jou vanmôre, dat jy nie jou tyd sal verwyl op aarde, en al jou tyd sal spandeer om by mekaar te maak dit wat sal agterbly nie. Maar dat jy vandag sal sê, vandag is die welaangename tyd, om die Here te soek, terwyl hy te vind is. Hom aan te roep terwyl hy naby is. My goddelose weg sal verlaat, en my lewe sal aflê, en alles as drek sal beskou, om Christus as wins te verkry. Jy sien, dit is absoluut die moeite werd, want hierdie kosbare heerlikheid saam met Christus, die Bybel sê vir ons, geen tong kan dit beskryf en geen mensepen kan vir ons sê hoe dit daar gaan wees nie. Die dag wanneer ons in sy heerlikheid, saam met sy heilige engele en die heilige sal wees, om hom vir tyd en ewigheid te aanbid. Daarom wil ek jou vanmôre vra, en ek wil jou los met hierdie vraag. Ken jy hierdie Here Jesus Christus? Besef jy, hy is die parel, waarvoor daardie man alles verkoop het om daardie parel te verkry. Die skat in die saailand, wat hy alles verkoop het om daai saailand te verkry. Hy is die een wat blydskap en vreugde en vrede bring. Maar die pragtige liedjie sê, daar is blydskap in my siel toe ek by die kruis kom kniel. Dit is môre in my hart. Ek pleit by jou vanmôre dat jy hierdie dag nie verby sal laat gaan, voordat jy vrede by God gesluit het, deur Jesus Christus ons redder, en dat die Gees daar die sekerheid in jou hart kom gee, dat jy vrygemaak is, dat jy hierdie wonderlike skat ontvang het, en dat jy nou voortaan vir hom sal lewe. Onthou, dis nie net iets wat jy verkry nie, dis nou 'n lewe wat jy lewe. As Christus my lewe word, dan wy ek alles nou aan hom. Ek vergelyk dit altyd met die huwelik. Vriende, voor ek getroud was, het ek by my vrou gaan kuier, huis toe gegaan. Die dag toe ons getroud is, het ons mekaar by die kerk ontmoet, en van daar af het ons saam gelewe, mekaar leer ken, saam met mekaar opgebou wat ons het. Die Here Jesus is baie meer as 'n bruid of 'n bruidegom. Die Bybel sê hy is ons hemelse bruidegom, ons is nou sy bruid. En daarom leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir hom, wat sy lewe vir ons afgelê het, en vir ons dan verlossing geskenk het. Mag u dan ook besef vanmôre, Christus is meer kosbaar as silwer en goud, en mag u en ek so lewe, om hom as wins te verkry, en in hom gevind te word, en so te lewe, dat ons hom welbehaaglik kan wees, en uit sy mond kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vriende, groete en vrede vir u, seën vir die naweek, lekker uitrus, ons sien mekaar DV Sondag as die Here ons spaar. Mooi dag daaraan.